ek hoop dit is vir jou 'n verrassing om my vanoggend hier te sien. Ons goed het vanoggend net so uitgewerk dat ek die geleentheid het om saam met jou hier te wees en dit is vir my so heerlik om vir 'n slag weer hierdie te doen en vir 'n slag weer so aanlyn bymekaar te kom saam met jou. Ons is besig met ons 10 weke van disippelskap en in hierdie 10 weke staan ons stil by die verskillende aspekte van wat dit beteken om volgeling van Jesus te wees. En terwyl ons dit doen, is ons vanoggend op 'n baie spesiale plek, want dit gaan oor ons unieke karakter en hoe ons uniek geskep is. So, jy weet dat die Bybel baie verskillende beelde gebruik om te verduidelik dat ons op verskillende plekke inpas. Miskien het jy al gehoor van die liggaam, dat God sê, hierdie een is soos 'n voet, en daai een is soos 'n hand, en daai een is soos 'n oog. Of miskien het jy al gehoor van die ander maniere wat God gee vir ons om ons uniekheid te beskryf. Maar ek vermoed dat hierdie een wat ek vanoggend vir jou wil lees, is die een wat die minste algemeen is, en tog van soveel waarde is om te sê hoe ons inpas en wat ons spesifieke rol is. So ons gaan in Efesiërs lees vanoggend, Efesiërs 4 vers 11, en dis waar ons hierdie verskillende gawes vind. Efesiërs 4 vers 11 wat sê, en dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. So Efesiërs 11 gee vir ons net 4 van hierdie gawes. En hierdie gawes word opgedeel in eerstens apostels. Apostels is mense wat gestuur is, mense wat te doen het met kerkregering, mense wat die groter prentjie gaan sien, en mense wat die gawe het om die kerk van die een generasie na die volgende oor te dra, of van die een konteks na die volgende oor te dra. Dan het die Here vir ons profete gegee. Nou as jy 'n profeet is, gaan jy dit miskien weet, of jy gaan dalk sommer aan iemand dink, iemand wat die vermoë het om God se wil in 'n sekere situasie te kan onderskei. So iemand wat 'n groep of mense kan terugbring en kan sê, maar wat wil die Here hier hê? En wat so God se wil kan kommunikeer. Dis nie noodwendig iemand wat die toekoms kan voorspel nie, maar iemand wat bloot na die stem van God kan luister. Dan die derde groep mense is evangeliste. Nou my prentjie van evangeliste is altyd een wat staan op 'n verhoog en die evangelie van God kan verduidelik, jy weet, soos 'n Benny Hinn tipe van karakter waar duisende mense op 'n slag tot bekering kom. Maar dis nie noodwendig wat die Bybel bedoel nie. Indien jy die persoon is wat mense saamnooi, wat mense saam kerk toe neem, wat ietsie van God se heerlikheid sommer net so kan verduidelik vir mense, dan is jy besig om evangelis te wees, die draer van die goeie nuus van Christus. Dalk is jy eerder natuurlik 'n herder wat omsien na die skape van Jesus, iemand wat met diep omgee en luister en bymekaar trek, werklik so 'n verskil maak deur 'n herder te wees. Of jy's dalk 'n leraar, iemand wat die woord van God verstaan, dit verduidelik, jy's dalk 'n selgroepleier, of jy dalk 'n Bybelstudiegroep iewers, en dit is vir jou lekker om die woord van God te verduidelik. Waar pas jy hierin as jy vanoggend na hierdie 5 rolle kyk? Is jy 'n entrepreneur vir Jesus, 'n entrepreneur wat 'n fondasie kan bou van 'n struktuur, want op 'n stadium praat die Bybel daarvan dat daar gebou word op die fondasie van die apostels en profete. Is jy iemand wat die stem van God kan onderskei? Is jy iemand wat die goeie nuus kan uitdra, of iemand wat omgee en lief is? Dalk is jy iemand wat die woord van God versprei. God het vir ons hierdie gawes gegee, en dis wat ek wil hê jy moet vanoggend hoor, dat jy hierdie gawes met 'n doel gekry het. En wat is die doel wat God het? Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons almal kom tot die werklike eenheid in geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Ek lees hierdie en dan hoor ek 'n paar sleutelelemente. Ek hoor in die eerste plek, ek weet nie wat ek nou gedoen het nie, ek hoor in die eerste plek
dat God hierdie verskillende rolle gegee het, sodat ons daarmee kan dien. En die diens is, dat ons die mense wat rondom ons staan, toerus om hulle diens te kan doen. So die apostels rus profete en evangeliste, herders en leraars toe. Profete rus die ander 4 toe, evangeliste rus die ander 4 toe en almal werk saam as 'n eenheid en as 'n span. Ek sien hier dat dit nie gaan oor 'n dwarstrekkery nie, maar dat dit gaan oor die eenheid in ons geloof en ons kennis van die Seun van God en dat die doel uiteindelik is dat ons sal wees soos wat Jesus is. Dis daarom 'n baie groot roeping wat vir ons elkeen opgelê is. Hier in Efesiërs 4 vers 15 en dis waar ons vanoggend eindig, staan daar: ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Dis my gebed vanoggend vir jou, dat jy sal hoor dat ons van mekaar afhanklik is, dat God se wil vir ons as kerk is, dat ons saam as 'n eenheid groei om soos Christus te word, dat God vir jou 'n spesifieke rol gegee het, en dat hy vir jou die vermoë sal gee om hierdie rol te kan onderskei. Ek bid vir jou vanoggend en ek bid dat jy ook so jou voete sal vind en sal besef dat om kind van God te wees is nie om alleen te stap nie, maar is om deel van die liggaam van Christus te wees. En God het vir jou 'n spesifieke rol daar gegee. Mag jy vanoggend geseënd wees.